Goeiedag. Dis vandag donderdag 22 Augustus en ook baie welkom by hierdie klankoordenking. Ons is steeds besig met die gebeure van ons Here Jesus of gebeure rondom sy geboorte. En ons fokus vandag weer eens op die sterrekykers uit die ooste. Baie vinnig net, ons het verlede Dinsdag genoem dat tussen Lukas en Matteus is daar 'n verskil in beskrywing van wat na ons Here Jesus se geboorte gebeur het. Lukas sê, na sy geboorte was dit 8 dae later, sy besnydenis, 40 dae later, die reinigingstyd, en dat ons Here Jesus daarna direk na Nasaret gegaan het. Matteus gee 'n ander beskrywing van gebeure. Hy sê direk na die geboorte, praat hy van die besoek uit die ooste, en waarskynlik terwyl ons Here Jesus dan nog in Bethlehem was. As ons vir 'n oomblik net weer teruggaan na hierdie sterrekykers uit die ooste, is dit verlede Dinsdag ook genoem dat hulle daar 'n baie spesifieke ster, of dalk was dit 'n konstellasie, ons weet nie, wat hulle met die Joodse volk geassosieer het, baie duidelik. En dan spesifiek ook 'n koning van die Jode. En met hierdie assosiasie, hierdie nuwe ster wat hulle gesien het, pak hulle die reis aan na Israel, ook met die geskenk vir 'n koning, goud. Hulle kom uiteindelik, het ons gesê, via Herodes by ons Here Jesus aan. En dan lees ons Herodes is hewig ontsteld. Matteus gee eintlik bietjie detail. Hy sê hy het eers die priesterhoofde en die skrifgeleerdes bymekaar geroep. En hy het van hulle letterlik geëis, wat gaan hier aan uit die Ou Testament? Wie is hierdie koning? Waar is hy? Hy is hewig ontstel. En dan lees ons daar in Matteus 2 vers 7, Herodes het ook die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer hierdie ster verskyn het. Met ander woorde, dis vir hom baie belangrik om te weet, hoe oud is hierdie babietjie wat gebore word, wat geag word die koning van die Jode. En ek bedoel, dis vir hom 'n geweldige bedreiging, want hy is die Romeins aangestelde koning oor die Jode. So hy is 'n direkte bedreiging vir hom en natuurlik ook vir die keiser. Ons lees dan hier in Matteus, ons Here het in 'n droom aan hierdie sterrekykers verskyn en hulle gewaarsku om nie terug te gaan na Herodes toe nie, en om met 'n ander pad na hulle eie land toe terug te gaan. En dan lees ons 'n bietjie verder, 'n engel van ons Here het toe direk daarna in 'n droom aan Josef verskyn, en hy het vir hom die opdrag gegee, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe, en bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Hierdie laat mens amper dink aan die Egipte gebeure. Staan op, maak gereed, môre gaan julle uit Egipte. Hierdie keer is dit, staan op, neem die kindjie en sy moeder, vlug na Egipte. Ons Here Jesus was waarskynlik 2 jaar saam met sy ouers daar in Egipte gewees. En dan op ouderdom 3 het hy eers teruggekom. Wat intussen gebeur het is, lees ons hierso in Matteus 2, is Herodes het agtergekom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, en hy het woedend geword. En toe die verskriklike bevel uit soldate na Bethlehem en die hele omgewing, want dit is waar hy vasgestel het hy die seentjie sou wees, gestuur, en hy het opdrag gegee om alle seentjies van 2 jaar en jonger dood te maak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. En dan die verskriklike vervulling van die woorde wat Jeremia genoem het, Jeremia 31, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil, 'n groot gejammer, Rachel treur oor haar kinders, sy wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Die verskriklike van hierdie kindermoord. Ons lees dan na die dood van Herodes, dis nou Herodes die Grote, het 'n engel van ons Here weer aan Josef verskyn daar in Egipte en vir hom gesê,
om terug te gaan na die land Israel toe. Want lees ons, die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Met ander woorde, Herodes, en met sy dood het daar die bevel geëindig ook om al die kindertjies dood te maak. Maar dan lees ons, omdat Argelaus in Judea regeer het, en Josef bang was om soontoe te gaan, het God weer in 'n droom aan hom verskyn en gesê hy moet na die landstreek Galilea toe gaan, na die dorpie met die naam Nasaret. En so is vervul wat deur die profeet gesê het, hy sal Nasarener genoem word. Dit dan die beskrywing van Matteus, wat dan 'n bietjie anders is as die van Lukas. As ons net weer kan terugkom na hierdie woorde wat die sterrekykers mee, die boodskap waarmee hulle gekom het. Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Koning van die Jode. Ons kan amper sê, dit is hoe die lewe van ons Here begin het. Hy die koning van die Jode. Dit is hoe die lewe van ons Here Jesus geëindig het. Ons lees in Johannes 18 en 19. En hoofstuk 18 in besonder dan die verhoor van Pilatus. En dan kort dan kom hy terug na die gedagte toe van, is jy die koning van die Jode? Jy moet die koning van die Jode wees. En dan antwoord ons Here Jesus hom oor sy koninkryk wat anders is as 'n gewone koning op aarde. En dan maak hy die afleiding, dan is jy mos 'n koning. En dan antwoord ons Here Jesus hom daarso in Johannes 18 vers 37, ek is 'n koning. Maar natuurlik, anders as 'n wêreldse koning. En as Pilatus hom dan uiteindelik uitlewer en om hom te laat kruisig, dan laat skryf hy 'n bordjie wat hy bo kan die kruis hang, in Hebreëus, in Latyn en in Grieks. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En dan is die Jode baie ongelukkig daaroor, en hulle sê vir hom, dis nie wat hy moet skryf nie, hy moet sê, hy het gesê hy is die koning van die Jode. Ons Here Jesus het gesê hy is die koning van die Jode. Maar dan weier Pilatus en hy sê, wat ek geskryf het ek geskrywe. En so sterf ons Here Jesus dan eintlik as in spot as koning van die Jode. Maar hy was die koning, die ware koning. En dan eindig die boek Openbaring so mooi, die bruilof van die lam. As daar dan van direk na Christus verwys word, prys die Here ons God, die Almagtige. Hy heers nou as koning. En dan 'n bietjie verder die ruiter op die wit perd, waar daar staan op sy heupe, in sy klere is daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Die wêreld het gespot met hom as koning. Ons Here Jesus is waarlik ons koning. En daarop kan ons ook, soos al die hemelwesens in die hemele dan ook uitroep, Halleluja, hy is koning, nou en vir ewig. Dit bly 'n voorreg, Here, om te weet, U is ons koning, altyd, onder alle omstandighede, vir ewig. Ons is nie uitgelewer nie, want U is heerser. Here, U het die dood oorwin, U het Satan oorwin, U het die sonde oorwin, U is oorwinnaar, en ons deel in daardie oorwinning. Hoe kosbaar is hierdie blye boodskap nie. Mag ons ook nie stikkend van die koninkryk van hierdie wêreld, Here, mag ons altyd vashou aan hierdie sekerheid. U is ons koning, U heers oor alles en almal nou tot in ewigheid. Aan U, Here God, al die eer. Amen. Seën vir jou.